Dames en here, goeienaand, goeienaand. Goeienaand. Daar sê Maurice, baie dankie. Ek Uh, is net bly elke keer as ek jou gesig sien. ag heerlik, jy's 'n goeie mens. Ek gaan jou elke keer eers laat Maar begin. nee, want dit beteken ek kry saam maar nog Nee, Zoom reg. Ek weet nie klou wat ek doen nie. nee, jy moet nou nie so eerlik wees nie. Plaas het jy nou maar net gebly by die res. Oh, Ehm sorry, jy's mooi. Sorry, jy's 'n mooi mens. Sorry. Dit is vreeslik lekker om saam met julle hier te wees. Hier by ons is dit ongelooflik warm, baie vreemd. En die grootste deel van laas jaar was koud en hier sweet ons nou. Maar ek's nie in die kar hierdie keer nie. So dit is my vrou se beurt of sy het gesê sy sal die man gaan haal, so ek kan vanaand saam met julle ten minste kuier stigtelik vanuit die studeerkamer uit. Nou luister, ek sien hier is nog so enkelinge wat besig is om by te pik en so aan, maar ek hoop julle almal is al mooi ingeskryf en gereed vir hierdie. In die tyd wat kom, wil ek julle net herinner dat in die ethos kapasiteit wat ons nou gaan gesels. Moet julle asseblief onthou, ek gaan vir julle twee vrae na elke aanbieding stuur, wat as julle refleksie gaan dien, en daardie refleksie gaan jy self uitwerk, en dan gaan jy dit nou instuur. Ek weet die ouens in die Kaap het nou 'n nuwe platform waar hulle dit submit, en die ouens in Bloemfontein het ook hulle ding, en vir ons stuur jy dit nog in, gelukkig al met e-pos, nog nie per hand nie, so ons kom ook daarby. So, elkeen van julle doen dit so. Dit is natuurlik van kritiese belang vir wanneer dit by legitimasie kom en jou leer geaudit word dat al hierdie goeders op plek is. Jy wil nie dan 'n paar van hierdie goed moet inhaal en weer gaan recording soek en nie. So asseblief kyk. Ek dink dit is 'n goeie dissipline om op die ou einde van die dag na aanbieding. Daar's 4 ethos aanbiedings en dan stuur jy jou refleksie in. Maar goed, ek gaan vir ons bid en dan is dit soos wat dit gaan partykeer in die kerk ook, as ons klaar gebid het, dan is daar nog mense en dan is jy dankbaar en dan gaan ons wegspring met vanaand se bespreking. Here, verskriklik dankie dat ons die voorreg het om by mekaar te kan wees, om saam te kan dink en saam te kan droom oor wat dit beteken om in bediening te wees en deur U geroep te wees en daarvoor gevorm te word. En Here, dankie dat elke ene wat hier is, hulle self beskikbaar gestel het vir daardie vorming, beskikbaar gestel het, Here, om deur U gebruik te word in 'n koninkryk waar hulle ook aan ander die geleentheid gaan gee om meer te verstaan en verder te verdiep. U goedheid en guns is vir ons oorgenoeg en daarom kan ons lewe in dit in oorvloed. Amen. Ons gaan, ek wil vir julle vra, ag, sal julle julleself mute? Die ander ouens, daar is soms 'n hond wat deurkom of hulle skree om te kom eet of so iets. En dis nogal vermaaklik, maar dit is nie altyd so stigtelik nie. So wat ons die boek wat ons gaan doen is hierdie ouetjie van Samuel Wells, Walking Humbly. En ek hoop julle almal kon hom op die regte manier bekom. En voordat ons in die boek indelf, hoekom doen ek dit saam met julle? Samuel Wells is 'n etikus. Hy is 'n priester of 'n vicar, wat ook al jy dit wil noem in die Anglikaanse kerk. En hy is nogal iemand wat regtig baie daaroor dink oor wat dit beteken om mens te wees. Wat beteken dit om te bestaan? Hoe staan jy in verhouding met ander rondom jou en met God en so aan. So wanneer ons in ethos met mekaar gaan praat oor wie is ek, dan gaan ons regtig bietjie sy vertrekpunt ondersoek en onthou die bedoeling hier is nie om seker te maak dat jy 'n sekere standpunt jou eie maak nie. Die bedoeling hier is om saam deur hierdie verskillende raamwerke um dit so te verken dat jy weet dis belangrik om daaroor te dink. Min of meer watter parameters is daar om oor te dink. Ja, ek moet my hande stil hou. Ek vergeet elke keer om my outomaties goed te gaan afsit. Om dit te doen en dan om met daai tipe temas
dan nou ook in gesprek te tree. So dis regtig nogal iets wat ons deurlopend en waar ons lidmate ook op gaan begelei. Hy is by St. Martins. Andrei, sorry, vra jy iets? Nee, ek het net aangekom. Sorry, ek was nog nie gemute nie. Julle sien ek dadelik is ek benoud. Ek dink iemand wil iets vra. So julle kan gerus gaan kyk bietjie na die gemeente waar hy werk. St. Martins in the Field. En dit is nogal 'n gemeente wat daar in Brittanje dit reg gekry het om hulle self totaal en al anders te posisioneer en relevant kerk te wees, en ek dink nogal 'n inspirerende voorbeeld is. Jy hoef glad nie dit so te doen nie, maar regtig 'n inspirerende voorbeeld te wees. Nou Walking Humbly, die hele boek gaan daaroor om op die ou einde van die dag bietjie te kyk na hoe lyk ons teenoor die skepping? Waarom bestaan die mens? Waarom het God die mens gemaak? En hoe ons dan nou ook oor onsself moet dink. So ek wil sommer so vinnig vir jou vra. Ons is almal oortuig dat God geskep het. En nee man, AI Companion gaan niks hierso help nie. Dit is rubbish. Jy gaan leer self. Jy gaan nie AI Companion gebruik nie. Magtig. And anyway, die Here hoor my. Nee, so jy moet maar die opsomming vir jouself maak. Die uitnodiging van hierdie boek is om op die ou einde van die dag bietjie te vra oor hoekom heel eerste het God geskep? So ek vra vir jou. Wie van julle is lus om 'n kans te vat? Net bietjie te sê, nie hoekom het God die mens geskep nie, hoekom het God geskep? Kom julle moet nou slim teologiese antwoorde gee, jy wil graag gelegitimeer word. Jy's Kan JP. ek maar iets noem? Asseblief. Hy wou iets niets doen. Ek dink hy wou iets niets doen. Hy die hemel en die uitspansel en almal wat in die hemel wees is, en hy het gesê ek dink as mens ek weet nie, ek dink hy het gesê kom ons maak iets. Ons maak iets niets. Ons maak iets niets. Okay. En toe maak hy die mense, toe maak hy vir hom 'n pakkie moeilikheid. Maar ons gaan nou begin, maar ek hoor. Okay, kom ons hoor nog 'n bietjie, ek like dit. Hier's daar nou 'n paar wat want hy wou, hy kan. Ja, dit is waar, hy wou en hy kan. Johan, jy was eers hier op my skerm. Johan Dreyer, sê vir my, hoekom dink jy het God geskep? Jong, ek dink dis 'n moeilike vraag hoekom hy geskep het, maar die Bybel verklap vir ons deur vir ons te sê waarom het hy het dit alles vir die seun gedoen en hy het dit deur die seun gedoen en alles wat God doen is vir die seun. So in die geskiedenis van die Bybel kan ons dit ook sien. Die evangelie sê dit ook vir ons dat alles wat God doen hy vir die seun. Okay, dankie. Kom ons hoor Annelies by jou. Hoekom nie? Nee, ons wel as jy nou dink oor wat hy alles die pakkie moeilikheid wat daar saamee kom, dan Ek counter jou in die sin van hoekom nie? Hy kan enigiets doen en hy is kreatief, hoe ons verstaan van kreatiwiteit. So hoekom nie skep? Nee, dit is fyn. Ons wil net weet waarom sou hy wou. Natuurlik kan hy skep en hy het klomp goed geskep voor hy ons ook geskep het. Maar kom ons hoor, Chris, wat sê jy? Dit wat ons weet van, of gedeelte daarvan wat ons weet van Triniteitsleer, is dat God is 'n verhoudingswese met soveel liefde in daai verhouding, en hy wou in verhouding staan met nog, nie net die Triniteit self nie, en ons as wesens, die res van die skepping ook, maar ons is wesens wat juis ook so in verhouding kan staan met God, met vryheid. Ek dink dit is hoekom. Dis 'n ander tipe uitdrukking van daai liefde. Yes. Wat God self is.
Okay, uitdrukking van daai liefde wat God self is. Great, great, great. Ek like it. Ek wil net hê julle moet bietjie daaroor dink, jy weet, want ons gaan nou vir mekaar sê die feit dat God geskep het en hoe hy geskep het is 'n ongelooflike belangrike vertrekpunt vir hoe ons met die skepping en onsself moet omgaan. Donovan Wellens, wat sê jy? My kameraad sê, hallo julle. As hy Ek het nou net dag iemand dit ook gevra as 'n grap net toe sê God was seker maar bietjie frustreerd met al die hemelwesens en hy het nou besluit hy wil mense vorm. En toe dink ek net daaraan, weet jy, God het die aarde geskep. Ons leer dit al nie om te beheer nie, maar om te gee, en hy gee homself al klaar vir ons in die vorm van Jesus Christus wat afgekom het, wat gesterf het aan die kruis vir ons. En so dit gaan nie oor die beheer, dit gaan oor gee en dit gaan oor deel wees want hy wil wys wie hy is. Okay, hy wil wys en hy wil homself vir ons gee. Ek gaan nou, dankie Donovan, ek waardeer dit. Onthou dames en here, my werk nou hier is ek gaan so 'n bietjie saam met julle en dit wat julle sê, moet nou nie ophou om saam te praat nie, maar ek moet nou mos 'n bietjie met julle die duiwelsadvokaat rol speel om hierdie goed verder te ontgin. So jy gaan nog steeds antwoord en my vergewe as jy op die ou ende van die dag dink, maar dis nie wat ek bedoel het nie. Dan sê jy net Here, wees hom genadig. Amanda. Met my audio daarin sit regte Gen X. Okay, ons is na God se ewebeeld geskep en omdat ons kreatiewe wesens is, maak ek die aanname dat God ook kreatief is. En hy daarvan hou om te skep en mooi goeders te maak en alles was goed gemaak. En ook tot sy eer, hy het dit tot sy eer gemaak. Dis maar net my. Ja, nee, dan seker tot sy eer. Jakobus. Hey Jacobus. Hallo Jacobus, is jy daar? Daar gaat ons. Goeienaand. Hoe gaan dit? Goed. Ek wil aansluit wel. En dit is waar ek is besig met 'n stuk oor Genesis 1, 2 en 3. Ek dink baie mense mis Genesis 1, 2 en 3. Ek dink dis hoekom hulle die Bybel mis. Want hy sê hy het die hemel en aarde geskaap en dan gaan hy en hy gaan skep hierdie aarde heel anders te om, verkeerd om. As jy die proses sien, is alles verkeerd om. So dis 'n bietjie van hy gooi alles omver. En dan kry jy dit dat want dit gee ons die konteks van hel. Hel is sonder hom. So alles wat uitmekaar uitgaan en sy wese skep hierdie interniteit, hierdie wêreld wat uitboom en hierdie hemel wat uitboom en dan sê Salomo, maar selfs die hemele kan hom nie huisves nie. So yes, dit is meer as net ek wou skep. Yes, dit is net meer as ons wou iets maak net omdat ons wou maak. Dit was want as jy kyk op dag 1, soos hy sê, dag 1, dag 2, dag 3, dan staan die Here terug. As hy 'n blommetjie gemaak het, dan staan hy terug. Kyk en bewonder wat hy geskaap het en sê en dit was goed. Dit is hierdie volheid van wie ek is. En as jy dit vind, dan vind jy ook jou doel binne God. Ek is kreatief. Waarom? God is kreatief. En dit wat ek goed doen, want as jy gaan kyk, selfs as jy lees waar die toring van Babel, het die Here afgekom, al was dit verkeerd, en het hy geweet is verkeerd, het hy nog steeds kom kyk na die handewerk van die mens. As hy sê van Job, dan sê hy, het jy my diensknegt gesien? So, nee, ek hoor jou en hy geniet dit en ek hoor julle by die kreatief en is goed, dis heeltemal, dit is nie reg en verkeerd nie. Ons moet mekaar 'n bietjie uitdaag met hierdie ding van baie van die goed is wat ons van selfsprekend vat, vorm die vertrekpunt van ons teologie en ons verstaan. So ons gaan dit bietjie saam met mekaar stoei. Sunay en Janine en dan is ons klaar vir nou. Sunay, sê vir my, jy het die vloer is joune. Goed, so ek gaan hierdie preface deur te sê, dis nie
eintlik wat ek dink nie, maar dit is iets wat ek al gehoor het en aangesien ons nou almal ietsie sê, sal ek sê 'n siening wat ek al gehoor het. So ek het al gehoor sekere mense dink dat dit is omdat die Here die punt wel dit het begin die mens se doel op aarde is om die Here te loof en te prys. So die Here het die skepping geskep en daarmee sal mense omdat hy geloof en geprys wil word. Nou ek weet nou nie of dit heeltemal in my godsbeeld pas dat die Here nou net graag op hierdie troon wil sit en wil hê almal moet hom loof en prys nie, maar dit is tog iets wat ek al gehoor het. Dankie, ek hoor jou. Hoorie, dit is pragtig. Dit klink nogal soos iemand wat eie fanklub bymekaar kry, né? Ek hoor jou heeltemal. Ek sukkel op daarmee, maar ek hoor jou. Janine, kom ons jy is ons laaste spreker en dan gaan ons bietjie aan. Goeienaand almal. Dit is eintlik net iets wat ek baie graag wil deel en iets wat ek nogal baie geleer het. Ek was nou hierdie vorige naweek, was ek op 'n belydeniskamp gewees as 'n mentor en ek het nou natuurlik verlede jaar gematrikuleer en ek was self op daai selfde belydeniskamp gewees in graad 11. En dit is net vir my ongelooflik hoe mense na 'n ander perspektief na alles kyk en hoe mense dit weer van voor af net nuwe goedelike half se leer. En basies wat die dominee vir ons ook geleer het is dat as 'n mens kyk na God, hy is so heilig en sy heiligheid maak hom so uniek. En as 'n mens kyk na die skepping en die aarde en alles, dit is so uniek. Soos 'n mens kan dit nie eers in 'n mate soos beskryf God se skepping nie. So ja, dit is my iets wat ek graag wou deel. Ja, dankie. So dames en here, wat ek bietjie net by julle wil tuispring of julle oortreiter en julle moet bietjie daaroor dink is dat baie keer wanneer ons vra hoekom het God geskep, dan moet julle daarin sien hoe ons dit verwoord dat dit ons bevoordeel. En want hy het iemand gesoek om lief te hê en haha, ons is toe daai mense om lief te hê en so wanneer ons kom by die skepping en waarom wou God skep en het God geskep, dan sukkel ons as mens om te verstaan dat ons bietjie meer down the line is en waar ons met die skepping inkom. Nou ek is heeltemal by julle met Genesis en ons is happy met Genesis, maar ek gaan saam met julle so bietjie filosofies vertrek. En wanneer ek nou van essensie praat in die volgende stuk, dan praat ons van God. So moet nou nie dink ek praat van een of ander mag en so aan nie, maar net bietjie om 'n ronde terug te staan en te sê, okay, maar daar is 'n diferensiasie tussen wat is essensie en wat is bestaan. So ons wil graag, Samuel Wells wil graag hierdie onderskeid maak. So daar is die 4 temas wat jy in die volgende tyd kan verwag. Ons gaan vanaand praat oor wees nederig en dankbaar, want ons wil op 'n sekere manier verstaan hoe ons staan teenoor God en teenoor sy skepping. En dan is daai wat verder kom. So julle kan daarna uitsien. Alright. So die heel eerste ding is wanneer ons hierdie moeilike gesprek het oor waarom het God geskep en wat het hy geskep en wat was die enigste rede en hoe dit gebeur, dan kom Samuel en hy help ons om bietjie mooi te dink heel eerste oor wie is God en wie is ons. En wanneer hy daaroor dink, dan maak hy hierdie 2 onderskeid. Hy sê, onthou, dat essensie, dit wat ewig is, dit wat onverganklik is, dit wat alom is, goed is, nie deur enige iets tyd of kan verweer of so, dit noem ons essensie. Dit is wie God is. God is essensie, hy oorspan tyd, hy oorspan enige beperking, hy is die gans andere, né? Dis die ou kerktaal wat van God gepraat het as die gans andere. Dit wat bestaan, dis nou skepping van dit wat daar buite is, diere, mense, planeet, die hele storie. Dit is alles onderworpe aan verandering en verval aan tyd en veral die mens is dan nou ook daar. Maar dan gaan Samuel en hy doen 'n baie mooi ding en hy sê vir ons, dames en here, die mens wil God se plek inneem omdat die mens sukkel om verby die hele gedagte van bestaan te dink. Ons dink bestaan definieer wat is.
En hy sê ons moet baie mooi onsself druk tot op die punt om te besef daar is daar is iets meer as net bestaan en dit is essensie. Hy wil daai onderskeid uitmaak sodat ek en jy onsself bietjie van die troon van ons lewe en die troon van skepping kan afhaal, dat as jy bestaan, alles wat bestaan wegvat, dan gaan essensie nog steeds daar wees, dan gaan God daar wees. Maar as jy God wegvat, dan kan bestaan nie daar wees nie. So dit, ekskuus, hy doen dit om ons mens net bietjie attent daarop te maak, dat wanneer ons begin om oor die skepping en onsself en die wêreld rondom ons te dink, dat ons nie die mens gebruik as vertrekpunt nie, maar dat ons regtig God sal gebruik as vertrekpunt en weet dat dit wat bestaan alleen is omdat essensie besluit het om te handel, omdat God besluit het om te handel. Daarom bestaan of is daar iets soos bestaan. Wat beteken ons het geen inisiatief daarin nie, ons het geen bydra daarbey nie, ons het geen oorsprong daaraan nie, ons het dit nie verdien nie, niks nie. So, dan kom hy daar by die volgende stelling en sê, om te leef is kosbaar en spesiaal en die bron van alle vreugde, maar die mens is nie noodsaaklik vir bestaan nie. Dan gaan hy nou verder, né? En hy sê, as jy die skepping wegvat en jy los net die mens, dan gaan ons doodgaan. Maar as jy die mens uithaal uit die skepping uit, dan gaan die skepping voortgaan. Die aarde het homself onderhou vir lank. Die mens is nie eers noodsaaklik vir bestaan nie. So ek wonder of jy al daaroor gedink het, is as die mens gedelete word, dan sal dinge kan aangaan soos wat dit aangaan. Maar as enige iets van die ander kant weggevat word, dan het ons moeilikheid. So Samuel bring ons by 'n plek dat wanneer ons voor God staan en voor hierdie besef dat ons mag bestaan en dat ons is, dat ons eintlik op so 'n besonderse plek is, maar dat ons ook so ver agter in die ry staan, dat ons nie onsself behoort te begin dink dat ons enigsins goddelik van aard is nie. Maar tog doen die mens. Tog dink ons, omdat ons bestaan, is ons net die grandste ding en behoort God vir ons te luister in alles wat ons sê en alles wat ons doen en is daar hierdie gedagte dat ons kan vry wees en beheer wees en so aan. En dan kom Samuel Wells en hy sê, baie geluk, vryheid is die grootste illusie wat jy nog ooit in jou lewe gehad het. Want jy is net mooi vry van niks. Jy is nie vry van jou omstandighede nie. Dit bepaal jou bestaan. Jy is nie vry van die etniese groep waarin jy is nie. Dit bepaal 'n klomp goed. Jy is nie vry van die land waarin jy woon. Jy is nie vry van die kontinent nie. Jy is nie vry van jou geskiedenis nie. Jy is nie vry van jou genetika nie. Jy is vry van niks. So hierdie stryd om al ewig vry te wees, is die grootste leuen waarin ons onsself kan besig hou. Nou ons weet dat in die kerk en in Suid-Afrika en in die groter samelewing is die hele gedagte van vryheid is ongelooflik belangrik en almal moet net kan vry wees. En hoekom sukkel ons so om mekaar se vryheid te gun? Want ons kan juis eintlik nie vry wees nie, want ons is so interafhanklik van mekaar en alles rondom ons. En hierdie interafhanklikheid, hierdie saamgevoegdheid is iets wat ons regtig moet begin verstaan sodat ons verby die punt kan beweeg om te probeer vry wees. En dat ons kan inbeweeg by die punt waar ons moet kan leer hoe om te bestaan. Hou op om te probeer om essensie te wees om verby bestaan te kom. En kom agter dat die lewe daaroor gaan om te verstaan hoe om te bestaan. Interafhanklik van alles rondom ons en as iets wat essensie besluit het, dit mag maar wees. Dit kan maar bestaan. En dan eindig hy met daai sin aan die onderkant wat vir my verskriklik cool is. Hy sê so, ontspan nou net bietjie, né, relax. Hou op poog om die essensie te wees. Eers dan kan ons begin om waarlik te verken en geniet wat dit beteken om te bestaan.
Dames en here, so baie van ons en ons lidmate en in die kerk ook mis die vreugde van bestaan omdat ons iets wil beteken. Ons wil iewerster hê daar moet 'n legacy wees. Ons moet tog geag word. Ons moet net in hierdie lewe onsself iewerste bietjie neersit as eintlik kan die skepping nie essensieel voortgaan sonder my nie. En dit is 'n groot leuen en 'n diep ontnigtering wat by elke ene moet plaasvind voordat ons regtig op hierdie reis van wat dit is om humbly te kan leef, om ons plek te kan ken, om dit te kan leef. So die onderskeid tussen essensie en skepping of dan nou bestaan is crucial vir die res van vanaand se gesprek. So as daar iewerste by julle 'n vraag daaroor is of so aan, laat my weet of stop en dan sit jy nou maar net jou handjie op en so en dan as daar 'n kans is, want hierdie moenie by jou verbygaan nie. Die doel is dus as gelowiges, as mense voor God, om myself in verhouding met God te ontdek vir wie ek is die noodsaaklikheid om te ontdek hoe om te bestaan en nie hoe om essensie te wees nie. Dan gaan hy verder en hy sê, wel, en ek het nou dit vir julle gesê, ons is afhanklik van verhoudings en konteks en geskiedenis, geleentheid, kans, al daardie dinge, en julle weet al hoe lucky was julle om nie dood te wees nie, of om iets te kry, of party vrouens voel nog lucky omdat hulle die man gekry het van hulle lewe, gee hulle so 'n paar jaar, nee, ek joke, hierdie word nog opgeneem ook, ek sal daai moet edit. So, die volgende wat hy vra is, nou, wat is die hele ding, wat behoort hierdie perspektief dan nou tot gevolg te hê? Wel, hy sê die volgende. Die sekerheid van afhanklikheid skuif ons van die vraag, hoe kan ek onafhanklik wees na, hoe kan ek van die regte dinge afhanklik wees? Dames en here, ek en jy gaan nie in hierdie lewe dit reg kry om op die plek te kom waar ons so onafhanklik van alles is dat ons net 'n godgerigte esoteriese, ver, abstrakte lewe te leef. Ons kan nie. Want ons is afhanklik van alles om ons. So vir my en jou is die begeleiding en ook dit wanneer ons gemeente toe gaan en mense begelei, nie om te kyk met hoe min kan hulle te doen kry nie, maar om seker te maak dat dit waarmee hulle te doen kry, die regte dinge is waarmee hulle te doen kry. Die regte goed is waarvan hulle afhanklik is. Die regte verhoudings is waarin hulle staan, die regte geleenthede. En daai is 'n baie mooi skuif. Hoekom is dit 'n fantastiese skuif? Want as jy voel as dominee, ek moet mense help om onafhanklik te wees, weet vry en dan's hulle redding op jou skouers. Want jy wil hulle essensie maak. En as dit nie lyk asof hulle loskom van hierdie goed wat hulle vashou nie, want hulle kan net nie onafhanklik raak nie, dan raak jy verboureerd en jy voel soos 'n mislukking in die bediening. Maar die oomblik wat jy verstaan van, okay, maar ek is saam met hulle op reis om hulle te begelei in wat is die regte dinge om van afhanklik te wees. Dan is julle saam op 'n reis om God se wil te ontdek deur Jesus wat dit vir ons kom openbaar het, sodat ons in daardie regte afhanklikheid kan leef. So hier is 'n baie lekker uitdrukking. Die teenoorgestelde van kans is nie sekerheid nie, maar vertroue. Want jy sien, as ons hierdie hele ding van kans probeer uitvee, nee, dan sê ons is onafhanklik. Maar dames en here, die kans hierso is nie net lucky nie. Hy vertaal kans hier eintlik as dis die dinge wat deur die loop van die lewe met jou gebeur waar jy die voorreg het om te kan kies. Tussen die meisie en daai meisie. Tussen hier bly en daar gaan bly. Tussen 'n werk hier en daar. Hy is nie van oortuiging dat die Here jou lewe so uitgelê het dat hy presies stappie vir stappie bepaal het wat jy vanaand gaan eet en wat jy môre gaan sê en hoe jy so aan. En daarom is kans die lewe wat gebeur. So as julle hoor dat ons verder deur vanaand praat oor die verhouding tussen kans en liefde, dan is kans nie
'n dobbelkans nie. Dis die lewe wat gebeur. The laws of nature en dan aan. So daarom moet ek en jy vandag weet, ons hele lewe gaan vol kans wees, gaan nooit by onafhanklikheid kan uitkom nie. En daarom sal dit die enigste manier wees om hierdie lewe te kan trotseer, deur vertroue, nie sekerheid nie. Want môre oor môre is daar weer iets wat ons sekerheid kelder, en dan is ons op 'n plek waar ons op moedverloorse vlaktes is, en dit lyk nie soos ons prentjie nie. Want sien, net essensie kan seker wees. Alles in bestaan moet vertrou dat dit wat geskep het, geweet het wat hy doen. Ek en jy, die natuur daar buite, die diere, die alles moet vertrou dat essensie wat skepping gebring het, geweet het wat hy doen. So ek wil bietjie, julle moet dit bietjie mooi bedink oor wat is die verskil, en dalk verstaan jy sekerheid en vertroue anders, maar as ons so sekerheid dryf, dan moet ek vir julle vanaand sê, hoe ouer ek word, hoe minder is ek seker. Hoe ouer ek word, hoe groter moet ek vertrou. Want ek weet die lewe is nie so seker nie. Dinge is nie so seker nie. So waaroor gaan die lewe dan? Wel, as ek en jy dink oor wie ons is en wie ons in verhouding met God is en met mekaar en met sy skepping is, dan gaan dit in die lewe om te identifiseer wie, wat en hoe om te vertrou. So as jy eendag na 'n gemeente toe gaan en jy wonder, wat moet ek doen met hierdie mense? As jy by die jeug is en jy sê, wat moet ek vir hierdie kinders leer? As jy met iemand in 'n pastorale gesprek is en jy sê, waar moet ek aansluiting vind? Wat moet ek gesels? Dan begin jy by wie, wat en hoe moet ons vertrou. Alles bestaan omdat essensie besluit het om in bestaan in te bring wat nie nodig gehad het om te bestaan nie. Nou daai is bietjie 'n swaar sin, omdat ek gesukkel het om die Engels mooi vas te vat. Natuurlik sê die Engels mos hierdie goed baie mooi, maar as ons agterkom dat God nie nodig gehad het om te skep, maar dat hy wel geskep het vanuit sy eie vrye wil, dan verstaan ons dat om te bestaan 'n voorreg is om te kan bestaan, glad nie nodig was nie, en om te bestaan dan nou seker die grootste stuk genade is wat daar kan wees. Die feit dat God bestaan gemaak het. Die uitnodiging is om te ontdek dat niks so hoef te wees nie en dat die reis daarvan te geniet. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê wel, wanneer ons in hierdie lewe besig is, dan is die uitnodiging nie om die resep vir die lewe te ontdek nie. Die uitnodiging is om te ontdek dat niks so hoef te wees nie, wat beteken goed kan verander, nuwe dinge kan gebeur, en om die journey daarvan te geniet. Dit is die verhouding waarin ons is met essensie. Is 'n verhouding van wording, 'n verhouding van skepping, 'n verhouding van gebeurtenis, en daarom mag ons met die hele skepping van wie ons afhanklik is, in hierdie ding leef wat besig is om gebore te word. En nie iets wat 'n eksakte wetenskap is voor die tyd nie. Omdat ons nie eenvoudige toegang tot essensie het, is daar die versoeking om onsself essensie te maak. Nou ons sien dit in die kerk en ons sien dit buite die kerk, ons sien dit is maar oralste in ons eie harte, en die oomblik wanneer ons nie die moeite doen en die werk doen om met God om te gaan, dan is dit soveel makliker om net God in plaaslike dinge en in plaaslike ervarings te giet, want dan is ek in beheer daarvan,
ek kan toenader tot dit wanneer ek wil en ek kan dit gebruik tot my voordeel. Maar dit is die versoeking. Nou wil ek vir julle sê, daai versoeking is selfs daarin dat wanneer ons oor onsself dink as kerk, dat ons nogal kan dink ons is essensieel vir die geloof hier op aarde. Die Christendom sal tot 'n einde kom as die kerk soos ons hom ken nie voortgaan nie. Nee, dames en here. Dis net iets wat in bestaan ingeroep is. Essensie sal met wat dit is om kerk te wees voortgaan, ongeag of dit lyk soos dit nou lyk of nie. En daarom is nie een van ons ooit op 'n plek waar ons in beheer kan wees en kan maak asof ons kan dikteer wat hier gebeur nie, want daar's 'n lewe wat gebeur en 'n Here wat daar in verhouding saam met ons is. Goed. So, hoe doen ons hierdie? Okay, wag, kom voordat ons verder gaan, kom ons recap net gou-gou weer oor hierdie uitdagende stuk filosofie wat ek 100 keer moet lees voor ek dit lekker kan verstaan. En dit is, as ons verby onsself wil dink, dan moet ons begin by die plek waar skepping vandaan gekom het, en Samuel Wells help ons om dit essensie te noem, wat beteken vanuit essensie het dit gebeur, en dis nie nodig gewees nie, en essensie is die enigste ene wat dit kan onderhou, en waarheen mens behoort terug te keer, en as dit nie vir essensie was nie, sorry julle, ek wil net seker maak, en as dit nie vir essensie was nie, sou niks verder enigstens nodig gewees het nie. Hierdie essensie is die rede vir bestaan, en bestaan het ons as mens nie noodwendig heel eerste as die begin, maar ons is dikwels aan die einde, nie oor ons minder belangrik is, en 'n kleiner rol speel nie, maar omdat ons van alles afhanklik is, maar alles nie van ons afhanklik is nie, en ek dink so die Here ons op 'n baie nederige, mooi plek gehou. So wanneer dit kom oor ons eie nederigheid, dan is die begin daarvan die plek waar ons sê, daar sou niks gewees het as essensie dit nie so wou gehad het nie. Vir die Here sou dit kon eenvoudiger wees om glad nie te skep nie. Nou, okay, onthou hierdie is nou 'n hipotetiese stelling. Dit sê nie hy wou nie, dit sê net dit sou makliker gewees het. Dan sou hy nie sy seun hoef te gestuur het nie, dan sou hy nie met hierdie uitdagings van die skepping gesit het nie, dan sou hy nie met ongehoorsame kinders gesit het nie, hy sou nie kinders moes afstaan aan die bose nie, jy kan dit nou maar so ekstrapoleer. So die feit dat daar geskep is, beteken essensie het iets ongeloofliks gedoen. En hoe het hy, en hoekom is daar dan nou geskep? En dan kom hy, en hy sê die volgende, hy sê, daar is 'n balans waarvan ons moet kennis neem. En daai balans is die besef dat die enigste rede waarom daar bestaan is 'n sameloop van die perfekte verhouding tussen kans en liefde. En dit het iets anders laat gebeur. Kans, God se wil en sy liefde. So wanneer ons dus na die samelewing kyk, wanneer ons na onsself kyk, wanneer ons na die mense rondom ons kyk, wanneer ons na die skepping kyk, dan moet ons daarin die perfekte balans sien tussen wil, God se wil en liefde. Dis die sameloop van daai twee. En hoekom dit belangrik is om dit bietjie net uit te pak teenoor mekaar, is wanneer mens later moet begin onderskeid tref oor wat is God se wil, dan is dit hier waar jy gaan moet begin. En as ons dan sê, maar die sameloop van skepping was God se wil en liefde, dan beteken dit daar is net mooi niks wat geskep is, wat nie Gods is nie. Daarom behoort ons met alles in die wêreld om te gaan met 'n heilige agting vir die wil en die liefde wat saamgekom het.
daar is net geen plek vir verstaan as jy hierdie glo dat mense mekaar kan afskryf en mekaar kan verwoes en haatspraak teenoor mekaar kan hê en enige sulke goed nie. Want die perfekte sameloop van God se liefde en sy wil het gesorg dat daar iets mag wees soos bestaan. En ek hoop dat jy vanaand bietjie iets daaroor hoor. So ek gaan vir jou, ek hoop julle het papier daar by julle, in die vervolg moet julle dit bietjie saambring. So ek wil gou hê jy moet vir 5 minute net daaroor dink. Wat beteken dit dat jy die sameloop was en ons gaan nou, ek sal nou bietjie sê oor hoe hy dit uitpak, maar van of dat die mens, jy kan begin ook by die mens, maar van God se wil, die balans tussen God se wil en liefde. Dat die perfekte sameloop daarvan uitgeloop het op die bestaan van jouself. So 5 minute gaan jy dit gou skryf. Hoe voel ek daaroor dat ek die sameloop van God se wil en God se liefde is? En dan sal ons nou 'n bietjie uitpak hoe dit gebeur. Skryf gou vir jouself daar en dan gaan ek terugvoer kry. Jy het 5 minute. Ons is 19:16 praat ek weer met jou.
Goed, kom ons hoor man, kom ons hoor bietjie hoe het hierdie julle uitgedaag, ontstel, hoe dit ook al sê. Dit bly 'n interessante affære. So laat ek hoor wat sê julle. Ja man, gaan net, kom ons, yes, maar julle is aan die gang hoor, ek like it. Okay, kom ons sê, wie's eerste hier? Gerard, jy's eerste hier op my skerm. Dankie Wikus, ek hoop julle kan my hoor. Ons luister vir jou. Dis nogals baie om te verteer. Maar ek het so 4 oomblikke en ek dink dit begin by verwondering. Ja. Om in verwondering te staan. Ek onthou iewers verlede jaar het Jaco Strydom op binnekamer op RSG. As jy nou oud is soos ek, dan luister jy RSG. Dan het hy sy vra altyd die vraag vir al haar deelnemers, waarvoor is jy dankbaar? En toe maak hy hierdie opmerking om te sê dat jy het een keer die geleentheid, dis 'n eenmalige geleentheid om hierdie ding wat jy die lewe noem, om iets daarvan te maak. En tussen alles wat al geskep is en elke mens wat al geskep is, het jy ook die geleentheid gekry. So dit het my dadelik aan die gang gesit. En toe dink ek is om wat dan besef jy die omvang of die gewig van die genade en dat al wat jy kan doen is om jou lewe dan, dit wat jy dan nou doen met hierdie een geleentheid, is dan 'n antwoord op die genade wat jy ontvang het. En dit word amper die uitvloeisel van alles wat jy doen. Nou jy is besig om baie mooi te neig en te wys na 'n bittere groot stuk wysheid. Mense, dat ons vanuit hierdie genade leef en nie vanuit ons bestaansreg. Verstaan, so die vertrekpunt word die voorreg dat essensie my gemaak het en dat ek mag bestaan. Dit is die plek van waaruit af ons leef. En dan is daar nie so iets soos 'n toe-eiening nie. Want jy kan niks jou toe-eien nie. Koenie, kom ons hoor by jou van 'n Merwe. Hier kom nou wysheid. Julle moet nou luister, né? Is van 'n Merwe wat nou gaan praat nie. Ja, ek het sommer toe ek nog dink, so skryf ek so terwyl ek dink, toe skryf ek so 'n paar sinne hier neer. Toe sê ek God is liefde en hy skep omdat hy lief het. En hy het lief wat hy geskep het. En ek het geen bydra tot hierdie skepping nie, of hierdie wil of kans van die lewe nie. Ek staan in verwondering daaroor dat ek mag bestaan, omdat hy dit so bepaal het. Hy wil dit hê, hy wil hê dat ek moet bestaan. Hy wil hê dat jy moet bestaan. Nou dames en here, ek gaan dit dalk nou weer later, ek kan nou nie altyd onthou wat se stories ek oral vertel nie, nê. Maar dis nie leuns nie, is net stories. En dit is dat daai verwondering, ons gaan nou by daai verwondering kom, maar dis hoekom ons vaders en ons moeders moet eer, né? Want hulle was die rede vir ons inkom in bestaan, hulle was die agente van God gewees. Of ons nou wil of nie, en of ons nou daarmee gemaklik is al dan nie, en of hulle nou goeie ouers is of nie, dis nie die punt nie. Hulle was daai kans, en kyk, lower my hand man, yes, hierdie ding praat met my. So hulle het hierdie wonderlike rol gespeel om deel te wees van hierdie goddelike wil en dan hierdie liefde wat van God afkom. Jeanette, kom ons hoor by jou. Dankie Wikus. Toe ek nou daaraan gedink het, toe ek weer eens besef, God het 'n doel gehad toe hy my geskep het. Dit was nie sommer net 'n doelloos nie vir iemand
wie se lewensstorie baie lank was van wat is my doel, myself vergelyk het met ander mense, het ek op die punt gekom wat ek besef het, maar God het 'n spesifieke doel gehad toe hy my geskaap het. So hy het nie 'n fout gemaak nie. So daar is dan ook dan 'n goddelike roeping oor my lewe. So ek het nou die aand ook weer daaraan gedink. Jy weet, dit is so lank het ek met daardie leuen gelewe van nie goed genoeg nie. Ja, jy het nie 'n doel op aarde nie, maar God sou nie my sommer net doelloos hier op aarde geplaas het. En net om te besef uit liefde en dat hy 'n absolute doel en 'n plan met my het. Dit is vir my van waarde. Dit gee, weet, laat mens net besef, jy is nie net per ongeluk hier nie. Daar was 'n doel vir jou gewees. Ja, daar's 'n rede hoekom jy is, né? Daar's 'n rede hoekom jy is. So Ja. en jy's Jeanette, dis heeltemal reg. Ek wil net eintlik saam met julle oor die volgende ding baie mooi vra om versigtig daaroor te wees. Jy het nie waarde as gevolg van jou produksie of as 'n eenheid wat iets moet genereer nie. Dis nie op grond van generering dat jy waarde het nie. Die rede vir jou skepping, dit maak jou waardevol. En dit moet julle altyd onthou, want die wêreld sê vir ons, as jy nie meer produktief is nie, is jy nie meer vir ons waardevol nie. Dan het jy nie meer bestaansreg nie, en dis nie waar nie. Jy het bestaansreg omdat God gesê het, essensie sal jou voortbring. Dit mag so wees. Jy mag wees. Jy mag wees. Annie, jy beter net 2 minute, nee, 30 sekondes, anders kat ek jou, maar okay, is jou beurt. Yes, reg. Dit kom weer uit 'n jaar wat ek met dinge gewerk het en met mense in my eie lewe is die feit dat maak nie saak hoe die wêreld en alles teen jou is om te sê, soos hy sê, jy het nie 'n doel nie, dat die hoogste wese actually soveel omgee om in elke sekond, elke doel, elke ding in te gaan om jou te gaan haal uit 'n wêreld wat letterlik onmoontlik was om uit te gaan. Ja. Dit is dieper as diep. Dis groter as groot. Ja. En dan kan jy in verwondering staan en sê, Here, wow, okay, ek ag myself niks, maar dat U tog deur as jy sien hoe groot ons aarde is, as jy sien hoe groot as ons wat ons weet van die heelal, die grootheid van dit, dat hy so fyn tot my kleinste sel, wat nie eens ons mikroskope kan lees, presies weet waar hom geplaas het, en tog nadat tot selfs almal se opinies nie saak maak hoe hy oor ons dink of voel. En ons omstandighede. En dan soos jy sê, tussen man en vrou was dit nou 'n keuse. Dit was nie hulle keuse nie, maar hy die kans het want hy bou ons, dat hy ons geskep het, en ons is deur die wêreld verwerp, maar hy het gegaan om te sê, tot die einde toe, want ek weet van mense wat 80 jaar eers sy doel, 80 jaar se verwerping, kom hy uit en hy sê, maar ek het doel gevind. Ja, so die punt is, nee, ek waardeer, die goed moet julle passionate maak, man, julle moet lyries raak hierna, almal by die huis nader gryp en gaan vertel, dis presies die punt, nê, en weer na jou man gaan kyk en sê, Jesus, maar jy is 'n godswonder, ek is sommer weer lief vir jou, nê, in elk geval, of na jou vrou toe of so aan. Janine, wat sê jy? So, daar's 'n paar goedjies wat by my opgekom het. Ek weet nie of ek die vraag heeltemal beantwoord het nie, maar dit is iets wat ek ook graag wou gesels. So ek het hier geskryf, so God is so intentioneel as dit kom by sy wil. En dit is altyd vir my ongelooflik, want as dit sy wil is soos niks kan dit verander nie, want hy en sy woord staan vas. En dan dis dieselfde met sy liefde. Die Here se liefde vir ons verander nie. Dit bly ook standvastig. Daarom hoef ek of ons nooit bekommerd te wees nie, want sy wil en liefde verander nooit nie. Dit laat my dink aan die vers of in die boek 1 Petrus 5 vers 7. So gee al jou bekommernisse oor aan my, want ek gee om vir jou.
En dan die laaste dingetjie bietjie wat ek net ook wil sê is dat dit is ook hoekom die sameloop, die plek waar dinge pillegals bymekaar kom, maak alles net sin, want die Here se liefde bring ons net almal bymekaar en wanneer 'n mens 'n pad stap met die Here, jou lewe is net soveel meer sinvol en alles het begin net om sin te maak. So ja. Absolutely. Yeah, absolutely. Absolutely. Baie dankie. Dis lekker dat daar sin uitkom, mense, en dit is die punt van vanaand sin, is dat ons net by ander sin uitkom as dit wat die wêreld vir ons wil sê, hoekom bestaan gebeur. Annelies en dan Donovan, en dan moet ons weer verder praat. Ek het gesê ongelooflik dankbaar en in verwondering, omdat hy my eerste gekies het. Ja. Nog voordat ek geweet het van sy bestaan. Ja. En dan die tweede punt is, nie baie mense kry 'n tweede kans nie, never mind 'n derde kans. Ja. En dit my laat dink aan Koos Du Plessis wat sê, wat ek is net genade en wat ek het is net geleen. Absoluut. Nee, absoluut. Dankie. So, dit is presies hoe ons hierdie goed moet ontgin, want as ons enigstens verder af in die pad vertrek, dan wil ons een of ander iets verdien. So, dit is hoekom Samuel Wells ons vat terug tot by amper die mees primitiefste wat ons kan dink hieroor. Maar Donovan, kom ons hoor gou by jou en dan gaan ons verder. Julle sien, julle het klaar die volgende ding aangeraak. OK, ek het 4 punte hier gehad en dit het eintlik iets geraak wat vir my vorige kerk wat daar gestaan het. Maar toe ek hier gekyk het, toe maak ek net notas om te sê ons Hemelse Vader se wil is nie 'n konkrete harde plan wat ons as mens wil verpletter nie. Hy wil ons ergens heen neem. Sy wil vir ons gaan, sy wil vir ons gaan oor lewe, nie vernietiging nie. Dit is herstelwerk en nie verwerping nie. En toe het ek nou hier gehad volheid en nie leegheid het. To be full of him. En in my vorige kerk het daar groot altyd gestaan Shalom. Die heelheid en vrede en regstelling, waar ek kan sien God se wil is Shalom. Sy liefde is hoe Shalom werklik gaan word in ons. Die tweede punt wat ek gehad het was God se liefde is nie net 'n emosie of 'n simpatie nie. Dit is 'n aktiwiteit waar ons deelneem en dit beweeg. Dit is hy tree waar nodig. Hy daal op ons vlak om met ons te werk waar sy misterie wat so groot is, kan ons tog 'n bietjie van kry en hy bly soek na ons wanneer ons verdwaal. Die een wat ek gepraat van sy wil wat gebeur deur die liefde, sy wil en sy liefde is nie 2 afsonderlike paaie nie, maar dis een beweging as een waar die een eintlik afhanklik is van die ander ene. En toe wou ek net afgesluit het nou die dag toe praat 'n vriend vir my, hy is 'n ateïs, toe sê hy dink nie ons is in 'n simulator nie. En so ons is nie pionne in 'n groot kosmiese skaakspel. Ons is ingesluit in hierdie doel, in hierdie hele roeping van God om iets te beteken, om die Shalom werklik te maak. Nee, ons is en dis lekker om te weet ons is nie pionne nie, want anderster sal dit vir my ook moeilik wees om in so 'n godsbeeld te moet myself tuis vind. Want hoe is liefde in 'n plek waar daar met jou gehandel word, sonder dat daar deel is, of sonder dat jy ook daarin terughandel. Nou, julle het almal al, wat julle nou vanaand gesê het, daarna verwys eintlik, en die begin om hierdie almagtigheid te erken en om vanuit 'n plek van nederigheid te lewe, dat die lewe nie oor ons gaan nie, maar dat die lewe vanuit God kom en ons die voorreg het om dit te mag geniet en daarom alles gift is, ons sal nog daarby kom, is die hele ding van wonder of awe. Ek is in awe. Nou, daar is baie geestelike skrywers, veral spiritual directors wat sê dat sonder awe kan jy nie kan nie, kom ons sê, sukkel jy om met God in verhouding te wees, want dis die verwondering dat, maar hierdie is te goed om waar te wees, wat ons bring by, maar hier moet iets meer wees. So mense wat nie meer awe en wonder beleef nie, veral ouens wat heavy depressief is, en breinskade, en daar
connect nie met God nie, want die awe en wonder is weg, want wonder word gegenereer van die plek af wat vra, wat het God geïnisieer om te begin skep? Wat is daai ding wat vir hom laat besluit het? Wat is daai sneller, wat is daai stuk verbeelding, daai kreatiwiteit waarvan jy gepraat het, wat hom laat oorgaan het, dat dit nie net 'n gedagte gebly het nie, maar dat dit in die skepping ingekom het. En julle dan moet mens sit en sê, wow, die feit dat hy mens gemaak het, en dit so afvertaal tot by my, tot by dit wat ek voor my kan sien, en hoe hy dit aan mekaar geweef het, en hoe hierdie sisteme nodig is, om die mens te kan onderhou, jy moet sprakeloosheid beleef. Anderster word die wêreld vir jou iets wat jy kan uitredeneer, en dan is jy die essensie, want jy kan alles verstaan en verduidelik. So, wonder is verskriklik nodig, en daarom baie keer wanneer ons mense moet terugbring na God toe, nee, ons bring hulle nie terug, wel, as jy nou geleentheid kry om met mense oor die Here te praat en so aan, dan is dit 'n lekker plek om weer te begin om te sê, maar okay, wat wow jou in die lewe? Waarvoor staan jy in verwondering? En het jy nie al daaroor gewonder hoe dit gekom en so aan nie? En dan gaan jy sien, veral wanneer ons met tieners werk, nê, en wanneer hulle oë begin dof raak en die wonder van die lewe, van wat dit is om jonk te wees en wat dit is om mooi te wees en wat dit is om, as dit verdwyn, mense, dan het daai kinders geen rede in hulle self wat hulle ervaar, hulle in verhouding met iets hoef te wees nie, want die awe is weg. So, die awe en wonder is bitter belangrik. Awe is die begin, die plek, die vrugbare grond, waar die besef begin, dat die rede vir verstaan, die rede te verstaan vir die transisie van uit essensie na bestaan toe. So, dis al wat jou help om die skuif te maak van God na ons en ons na God weer. Die oorgang tussen ewigheid en tyd, vanuit die abstrakte en die onsterflike na die tasbare en die brose, is vir dit nodig. Vir essensie om te gesê het, weet jy wat, maar ek gaan oorgaan en ek gaan 'n stuk van my oorgee aan dinge wat ek nie is nie. Soos tyd, soos broosheid. Mens moet eintlik dit net weer 'n bietjie weer oorluister en oorluister en oorluister en vir jouself sê, nee, dit kan nie wees nie. Die Here was so goed om iets soos bestaan te maak. Eers dan kan ons reageer met die volgende ding wat nodig is om 'n nederige bestaan te voer, en dit is dankbaarheid. Julle, ek en jy kom nie by dankbaarheid uit nie, want die wêreld verkoop dankbaarheid as die reaksie op verdienste. Jy is dankbaar teenoor iemand wanneer hulle vir jou iets gedoen het. Jy is dankbaar teenoor die Here want hy gee vir jou lewe. Wie is die ou wat in hierdie goed voor staan? Jy is dankbaar teenoor dit want dis elke keer ek wat die beneficiary is. Dis eers wanneer jy begin besef, essensie het oorgegaan in skepingsmode in. Dit moet die bron van jou dankbaarheid wees. Ek sal hierdie skyfies vir julle op die groep sit, hoor, julle hoef nie stres nie. Dankbaarheid kom vanuit daai plek uit waar, Here, my ma, my pa, hoe dit ook al mag sy, of jy nou gebore is uit 'n daad van geweld of wat ook al, maar die Here het geskep en gesê, die kans, die natuurorde saam met my liefde, gaan hierdie mens tot gevolg hê. En hierdie mens mag maar wees.
Dis daar waar ons dankbaarheid begin. En dit is hoe ons by 'n ding uitkom waar ons sê, alles is geskenk. Everything is gift. Want dit het vanuit essensie uitgekom en dit beteken dit is goed. Dis nie altyd maklik nie, dis nie verstaanbaar nie, but it's a gift. So dankbaarheid is my reaksie op die wete dat die balans tussen kans en liefde die rede is van my bestaan. Die reaksie op goddelike wil, nie op menslike verdienste nie. En ek hoop dat julle dit hoor, julle sal sien, dit staan sommer 2 keer daar, want dit was my die plek waar, wanneer ons werk oor dankbaarheid en ons 'n gebed van dankbaarheid het, ons baie keer dankie sê vir dit waaruit ons voordeel trek. Voordat ons, of as ons ooit by die plek kom waar ons dankie sê vir dit wat is, vir dit wat bestaan. So my volgende uitnodiging vir jou sal wees om bietjie te skuif van 'n gebed van dankbaarheid vir wat jy kry en waartoe dit jou bemagtig. Nou, hoe lyk 'n gebed van dankbaarheid vir wat is? Nou kan jy dit baie airy-fairy hou, dankie vir die bome en die bokke en Here, dankie vir biltong en beeste en jy weet al sulke goed. Of ons kan regtig begin in ons binnekring en net sê, Here, dankie dat U my gemaak het, soos wat U my gemaak het, en U wou dit so hê. Dankie dat U my kinders gemaak het, soos U hulle gemaak het, en U wou hulle so hê. Nou hoor, hier is nou die ding. Hy het jou kind gemaak soos hy jou kind wou gehad het. Nie soos wat jy gedink het jou kind moet wees nie. Daarom, wanneer ons na ons kinders toe gaan, dan leer ons hulle ken as God geskape geskenke, nie as die produk van my wysheid en insig en vorming. Sien julle hoe dit die verhouding skuif? Wanneer ek met my kollega in verhouding is, dan is ek in verhouding met hom soos wat God hom geskep het. Nie soos wat ek dink 'n goeie kollega moet wees nie. Dit beteken nie sy verkeerde dinge is reg nie. Dit beteken net sy bestaan of haar bestaan mag ook gewees het en ek begin daar. Nou julle, dit is vir my diep moeilik. Want in my eie lewe het ek ook maar mense wat ek swaar mee omgaan. Wat myself uitdaag om vir myself te vra, op watter manier is dit vir my oukei om voor te gee asof sy bestaan of haar bestaan minder goddelik is, minder agbaar is en op neergesien kan word. Dit gaan oor hoe ons met mense praat, hoe ons sisteme ontwikkel. Hierdie ding is veronderstel om in al daai goeters neerslag te vind. So wanneer jy oor jou roeping dink, en dit gaan ons nou nog later bykom, maar dan dink jy vanuit jou roeping van hierdie plek af. Nie as ek het 'n job om te gaan doen nie. Roeping begin by God wat vanuit essensie uit af gesê het, hier is 'n skepsel wat ek wil hê moet bestaan. En dan praat mens verder oor daardie stuk roeping. Goed. So nederigheid is die plek waar wonder, ontzag en dankbaarheid saam dans en speel en jubel. En dan sê Samuel Wells wel, om nederig te kan lewe, moet jy daai 3 goed heeltyd in verhouding met mekaar hou. Jy moet wonder deel maak van jou lewe. Jy moet ontzag hê vir wie hierdie God is en jy moet die dankbaarheid wat daar saam mee kom, verstaan. En dan hoor wat skryf hy, liefde is die naam van die formule wat essensie laat oorgaan het tot die daad van skepping.
Liefde is die formule. En dit is so lekker om te kan sien dat hierdie liefde iets is wat ons mag hê en ons in mag deel en dit deel is van wie ons is. Hy sê verder, liefde is die bevestiging en herbevestiging van die oorspronklike oorsaak en 'n uiteindelike doel van bestaan. Liefde is daardie oor en oor bevestiging dat God wou gehad het daar moet lewe wees en dat daardie lewe daar moet wees. En dit is hoekom Samuel Wells eintlik op die ou ende van die dag hierin vir my help om te sê, die feit dat daar iets is soos liefde is 'n bewys van God. Want liefde het nie verval nie. Alle deugde en daai goeters verval en kan tot niet gaan en dan sê ons eers maar dit was net tydelik. Maar liefde het nog nooit gegaan nie. En nog nooit gegaan nie. En daarin besef ons, wow, dis die bevestiging en die herbevestiging dat God bestaan wou gehad het. Nou, dan sê hy hierdie ding. Maar egte liefde is liefde wat ook beheer laat vaar. Egte liefde is liefde wat beheer laat vaar. En daarom het God in sy almag ons losgelaat. Want anders sou dit nie so 'n tipe liefde gewees het nie. Dan sou dit 'n magstryd gewees het. Jou bestaan is een van die mees wonderbare dinge, selfs, sorry vir daai tikfout, te wonderbaar om te kan wees. Jy moet by 'n plek sit waar jy sê, ek kan eintlik nie glo dat ek is nie. Hoe cool is dit? Hoe cool is dit dat daar 'n Annelies is en 'n Marius is en 'n Donovan is? Hoe cool is dit dat God homself uitgedruk het op daai besonderse maniere en nie my beheer nie, maar met my in verhouding wil wees. So dames en here, by ons word die uitnodiging dan nou om in nederige afhanklikheid te lewe beteken ook om beheer te laat vaar. Beheer oor alles in my lewe, beheer oor almal in my lewe, beheer dat ek die ene is wat die essensie was wat tot daardie goed rede gegee het. Jy moet daai beheer laat vaar. God alleen, en dan is hy die een wat sê, ek is essensie en jy is skepping, maar ek gaan vir jou 'n kans gee om nie onder my te wees nie, maar deel van my te wees deur my seun en met essensie in verhouding te kan wees. En dit is eintlik nogal 'n mondvol om te kan proses, want daai om beheer te laat vaar, ons kan baie keer in die naam van liefde ongelooflik manipuleer, ongelooflik wreed wees en dit alles doen in die naam van liefde. En dan is dit nie die punt nie. As ons beheer laat vaar, dan hoef ons nie meer daai bedreiging te ervaar van, maar ek is eintlik essensie. Dan kan jy bestaan geniet saam met die ander wat rondom jou ook bestaan. Dan veg jy nie vir daardie eerste prys nie. So jou bestaan, deur jou ouers te eer is om daagliks te erken dat jou bestaan nie aan jou te danke is nie en jou doel nie van jouself afhang nie. Dis wat eer jou vader en moeder beteken. Dit vra nie of jou vader of moeder reg was of goed was of die beste was nie. Dit sê, dis die kanaal waardeur God geskep het toe hy jou geskep het. En hy het gesê, hierdie is goed en dit is goed genoeg. My liefde sal ek ingooi en mens voortbring. Jou bestaan behoort jou te laat besef dat jy afhanklik is van essensie wat oorgegaan het tot skepping en jou so geskep het. Dat jy die voortsetting is
van essensie wat gesê het, maar ek wil in bestaan saam met die mensdom wees. Jy staan in ons gaan nou luister, jy staan eintlik in ondelgbare skuld tot die balans tussen kans en liefde, wat nie teenoorgesteldes is nie, maar diep verweef is met mekaar. Die punt is, jy's totaal en al uitverkoop aan hierdie kans en liefde wat saamgekom het, jy het net geen aandeel daaraan gehad nie. As dit nie was vir dit nie, sou jy net nie bestaan het nie. So jy kan nêrens daar by nommer 3 sê, ietsie ingooi in die mix, wat jou iets laat toekom nie. Sorry Marius, wou jy iets gesê het? Nee, lyk nie so nie. Alright. En dan is daar hierdie. Die verkenning en leef van die lewe hang nie af van jou kennis rakende noodsaaklikhede of oortuigings of aanspraak nie, maar die vestiging, kom nou net rekenaar, mensdom, maar die vestiging, kweek en herstel van vertroue. En ek dink dit is waarmee ek en jy uitgenooi word. Nie om te kyk wat is noodsaaklik, watter dinge is die regte dinge om te doen, watter dinge moet ons doen. Is jy seker jou oortuigings is die regte oortuigings? Is jou kerk die ene wat die naaste aan die heilige leer is, ons gaan aanspraak maak op die suiwerste van almal se verkondiging nie. Nee. Jy help mense en jy self op 'n reis van die kweek en herstel van vertroue, dat essensie die regte ding gedoen het, toe hy gesê het, maar dit is goed, daar mag maar bestaan wees. So ek en jy het nodig om partykeer bietjie af te leer, al hierdie oortuigings en noodsaaklikhede en goed wat ons onsself toeëien, sodat daar plek en tyd is vir die kweek en herstel van vertroue in wie God is en wat hy vir ons gedoen het. So die begin van 'n reis om te verstaan wie ek is vir God en wie ek is vir myself en die skepping, se eerste kwaliteit is dan nou, ek en jy het nodig om nederigheid en dankbaarheid weer te herontdek. Ons moet nederig en dankbaar kan lewe. En hoor mooi wat ek vir julle sê, nederig en dankbaarheid is nie die reaksie op iets wat ons ontvang het vir 'n teenprestasie nie. Nederigheid en dankbaarheid is om te besef waar ons vandaan kom en dat dit die gans ander se wil was, dat jy hier mag wees. Dit is waar dit is. Ja, nie, 30 sekondes. Dankie, Dok. My vraag is net, hoe kry mens iemand wat vir 70 jaar al, vir generasies, ek gaan bietjie vir algemeen, maar dit is my wêreld en hierdie is 'n vraag, want dis waarmee ek sukkel. Hoe kry ek mense wat vir generasies geleer is dat die beheer, om daai oortes, hoe kry ek hulle om daai te dra? Hoe kry ek hulle om te sien van, weet jy wat, nou sê jy ja, maar, en dit is die vraag, wat hulle voel. Jacob Zuma, wie het omgebring? Wat 'n wonderlikheid was dit in hom? Hitler, come on, Hitler het die Jode uitgeroei. Hoe kan jy sê God was wonderlik daar? Nou, hoe sien ek orde? Nee, hoor hierso, en dit is true. So God se wonder in die skepping is nie gelyk aan ons keuses wat ons uitoefen en waartoe ons dan nou op die ou ende van die dag ons eie begeerte volg nie. So wat gebeur by mense wat op 'n plek uitkom wat nie heilsaam is nie, is baie keer omdat hulle van essensie af wegbeweeg het na die plek toe waar hulle geglo het hulle is essensie. Hulle bestaan en hulle manier van dink is die rede, is die beter as almal anders rondom ons. So die pad die pad van verwydering van God en verwydering van essensie, dis daai pad wat mens daar uitkry op sulke plekke. Nou,
so dis hoekom baie mense nie soos, kom ek sê eers so, dis hoekom daar mense is wat nie lyk soos goddelike mense nie. Wat doen ons met 70-year-olds wat na dit kyk en sê, maar hoe kon God dit gedoen het? Wel, ek dink nogal baie keer moet sulke mense eers laat journey dat hulle weer die awe van bestaan in hulle self ook ontdek. Ek ken ook sulke mense en hulle is gereeld besig om ander ouens se bestaan voor te hou sodat daar iets van hulle sin of verskuil kan word of hulle 'n stuk beter gevoel kan hê oor dit wat hulle wel verkeerd gedoen het en nie by uitgekom het nie en so hulle speel nogal baie keer so iets. So om glad nie oor dit te praat oor 'n Hitler nie, maar om by hulle te begin om te sê, okay, maar wat maak jou so great? Al het jy ook foute in jou lewe gemaak. Kom ons begin by dit. Gewoonlik dan wil hulle nie met jou daaroor praat nie, maar dit sal nogal in so 'n proses nodig wees dat hulle eers weer ontdek hoe opgewonde God oor hulle is, nie as gevolg van wat hulle gedoen het nie, maar wie hulle is, voordat hulle dit kan ontdek vir iemand anders. Want jy kan dit nie ontdek in iemand anders as jy dit nie in jouself ontdek het nie. Daar staan, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. En as jy nie die self gedeelte verstaan nie, is jou naaste gone. En daai ding van God wat sê, wow, ek het vir Madeli geskep en ek wou haar presies so gehad het, ek het vir Lisel geskep, ek wou haar presies so gehad het, en as jy eers weer dit ontvang as 'n gift om te sê, wow, dis lekker, dan gaan jy dit in iemand anders raak sien. En ek dink daar's 'n groot generasie wat dit is gesteel van hulle en ons sukkel om dit vir hulle terug te gee. Hulle weet nie eers hulle mis dit nie. Maggie, ons is in jou hande. Dankie. Ek het net sommer 'n klomp goed wat ek net neergeskryf het en ek het hier geskryf dat as my bestaan uit God se liefde kom, dan moet ek nederig genoeg wees om dit te ontvang, want wanneer ek dit ontvang, dan neem sy liefde vorm aan deur my, en dan is sy Heilige Gees 'n geskenk vir my, wat beteken dis sy teenwoordigheid by my, dan kom sy koninkryk in my, en dan leef ek dit in die wêreld. So, vir my gaan dit nie oor wat ons doen nie, maar dit gaan oor wees. Want as ek net lewe in liefde en nederigheid en diensbaarheid, dan skyn ek 'n lig en dit gaan nie noodwendig oor iets doen nie, dit gaan net oor wees. Wees liefde en mense gaan dit raak sien en jy gaan 'n lig skyn in 'n donker wêreld. So ek dink altyd, ons dink altyd, ek moet eers dit kan doen of ek moet dat kan doen en ek moet dit eers weet of dat eers weet, maar meeste van die tyd gebeur die amazingste goed wanneer jy net liefde vir iemand gee en hulle dit is so onverwags vir hulle, dan is dit amazing vir jou en is amazing vir hulle. En vir my is, ek dink altyd as jy gaan reis en jy verstaan nie iemand se taal nie en jy glimlag net vir hulle, dan gebeur magic. Dis soos it's a universal language. Liefde is 'n universal language. Jy hoef niks te sê nie, jy hoef niks te doen nie, jy hoef dit net te wees. En dit maak my opgewonde. Dit is riveting stuff, mense, want die oomblik wanneer mense van daar af vertrek, dan is daar spasie vir ander mense langs ons, dan is daar ruimte, dan is daar plek vir lewe. As ons van enige ander plek af vertrek, is ons altyd teenoor die skepping, teenoor ander mense, en dit lei tot konflik, dit lei tot risie en uitdagings en skaarsheid en so aan. Maar as ons vanuit hierdie uitleef, dan leef ons vanuit 'n God wat as essensie mos kan sê, maar hier is nog en hier's hier's genoeg en hier kan ons julle bymekaar sit. So absoluut Maggie, dit is die voorreg wat ons het om daarmee aan te gaan. Nog een of twee, kom nou man. Rike, sê bietjie iets slims. Nicoline, nog niks van jou gehoor nie. Ian, jy kan ook ietsie sê. Das Johan Dreyer wil ietsie sê. Okay julle, ek hoop ek gaan myself nou mooi uitdruk hierso.
kyk wat vir my die penny gedrop het op 'n stadium in my lewe. Kyk, ons gaan deur hierdie lewe en jy as nuwe Christen is jy op cloud 9, jy voel jy kan berge versit en jy word beïnvloed deur baie soos Todd White en ek weet nie wie nog almal nie, jy wil sommer elke ou hier die kop gaan slat en hom sy been reguit maak en dit jy gaan mal. En dan soos jy sê, is ons in die lewe en daar gebeur goeders. Kom ons noem nou maar soos byvoorbeeld 'n kind wat jy verloor of 'n krisis, 'n vrou wat jy verloor of wat ook al. Deur die dood en dan vra jy vir jouself, maar wat se God? Ek het mos nou gebid en ek het my grondgebied ingeneem en ek het hande opgesien, ons het 'n groepie gebedgroepie het mal gepreek of mal gebid en dit het nie gebeur nie, nog steeds is hy kind weg. En ek het verskriklik baie geworstel daarmee. Want ek is mos nou so spesiaal, ek is mos nou 'n kind van hom. En hy moet mos nou vir my luister. So, ek het op 'n punt gekom wat ons wil hoe ons liefde verstaan, reguit so projekteer op God. En dit is hoe God moet lief hê. Ja. Wat nie die geval is nie. Liefde is maar net een van die karaktereienskappe van God. Maar die mees belangrikste karaktereienskap van God is dat hy heilig is. En vanuit sy heiligheid vloei al die ander karaktereienskappe uit. So, en ons kan dit sien in die evangelie en hoe mense omgang het met dit. Sorry, ek wil nie beskuldigings gooi nie, maar hoe mense half die evangelie maak asof dit om hulle draai. God het aarde toe gekom om vir ons sondes te sterf. En ons is so oulik en hy is ons verlosser. Maar net om so vinnig terug te sê in Handelinge, die apostels preek nie een keer van Jesus se kruisdood nie. As hulle met die mense praat, dan sê hulle vir hulle, luister, julle het hom doodgemaak, ja. Maar hy praat van sy opstanding en dat hy as Here bekroon is, heerser oor alles. Hy is in beheer. En God het sy stempel van goedkeuring op Jesus afgeplaas. Dat hy is die een wat gehoorsaam was tot aan die dood toe. God is lief vir Jesus. En hy is lief vir mense wat in Jesus is. So die hele verhaal, die hele skepping wat ek nou probeer sê het is, gaan oor Jesus. En as ons hele evangelie gaan ook om Jesus, dit gaan nie oor ons nie. En so as ons kom by sulke plekke waar jy in 'n diepte is waar iets slegs gebeur het of dinge gaan nie soos wat jy beplan het of hoe jy dink dit moet wees nie. Weet net, kyk maar die vroeë kerk in Openbaringe. Dit is hoekom Openbaring geskryf is, sodat die mense weer moed kan kry dat Jesus is vol in beheer, dat hy is daar. Hy sit op die troon. Hy sal vergeld vir die wat vergeld moet word. Daai tyd sal kom. Maar ons moet net in hom bly. Ons moet net by hom bly. Ja, die briewe wat in die 7 gemeentes geskryf het, gee my drillings hoor. As ek net kyk, hy prys hulle en dan sê hulle maar onthou nou net, dit het ek teen julle. So sorry, dit is ek kan nou ure praat hieroor. Dankie Johan. Ja, nee. Baie dankie. JP, jy wou iets gesê het. Ja, ekskuus, ek gaan vinnig wees. Ek sien ons tyd is amper uit. Ek het besef dat ek in ons gemeente hier het ons so legkaart om te sê ek is deel van God se groter legkaart. Ek is daai klein stukkie. En so 3 jaar terug toe ek my eie broer aan die dood moes afstaan in 'n motorfietsongeluk. Ek is 'n kapelaan vir 21 jaar al. Ek deel met die nooddienste, deel met die lelike kant van die lewe. Ek het al goed gesien wat mense nog nooit eens gedroom het van nie. En daar het ek nie woorde vir myself gehaal. Daar het ek besef dat ek is nie die armorplate nie. Ek is nie die essensie nie, ek bestaan. En 'n ander boetie in die geloof het by my kom sit en hy het vir my een woord gesê, ek kom vanaand om saam met jou te huil. Nie om jou mooi woordjies te gee nie. En daar het mens besef dat jy's deel van iets groter as wat jy is. En mense het nooit gedink dit sal ooit met jou gebeur nie. Never. En daar
ontmoet mens wie jou mens wees, dat jy broos is en absoluut breekbaar is in sekondes. En ja, ek is deel van 'n groter stukkie legkaart. Myne is dalk nie die mooiste nie. Dis hoekom ek eerder agter 'n mikrofoon sit. Maar ek is dankbaar dat die Here ook my stukkie legkaart kan gebruik in hierdie groter plan wat hy het vir almal om ons. En jou stukkie legkaart pas weer in 'n ander stukkie legkaart wat vir iemand anders te weer iets beteken. Dis my 5 sent. Dankie JP. Nou die mooi is in die Engels, jy het nou gevra, dan speel hy essence teenoor existence. God is essence en ons is existence en ons moet nie daai fout maak om te probeer om van existence essence te maak nie. Maar as mens verstaan hoe broos existence is en dat essence dit wou gehad het, dan kan mens saam met JP sit en huil en daai plek inneem en hoef jy nie iemand te probeer troos dat hulle moet oorgaan amper na 'n stuk essence toe en nee, is okay. Dames en here, verskriklik dankie vir julle tyd. Ek besef dit is huishoudings en alles. Ek hoop almal wat nie hulle goed aangesit het nie, het geëet nou of so iets of was besig om, ek weet nie wat, moet net die TV kykie. Nee, so onthou asseblief, jy het die terugvoer. Janine, moenie so stres nie man, Jesus. Nee, ek dink net wat vir my goed sal wees is ons probeer altyd seker maak dat jy teen die einde van die jaar alles in het. Maar as ek julle is, sou ek 2 weke na ons moet die laaste een klaar is. Dit probeer ingee, want dan onthou jy nog dan sê, maar jy het regtig langer kans. Veral by die noordelike synode, ek weet nou nie wat die ander se reëling nie. Jy het genoeg kans, maar moenie dit aan jouself doen om te lank te wag nie. Okay. Goed, laaste vraag, laaste opmerkings. Ja, nou is hulle daarvan bid. Here beskerm ons teen die bose, laat die internet val, ons wil gaan. Nou ja, mag julle gaan. Ja. Is die boek op PDF beskikbaar? Annelies, die boek is nog in die handel beskikbaar, so my eie, ek het 'n weerstand daarin dat mense plagiaat operate. So ek weet nie of hy op PDF beskikbaar is nie. Jy gaan hom nie by my in PDF kry nie. Ek self het maar die gebundte een. Ja, dit is julle soek hom onder mekaar, maar moenie vir my sê waar julle hom kry nie. Okay. Maar ja, ek weet dit is 'n diererige boek. Dit is 'n diererige boek. Julle het dit nie nodig nie, maar dit is swaar, dink ek, nie iets wat mens sommer met 'n selgroep of so doen nie, maar dink tog is iets wat waardevol op jou rak sal wees. Maar nietemin, alle heil en voorspoed, gaan na julle geliefdes en ons sien mekaar dan weer oor 2 weke. Ons sal so gou as moontlik die sessie vir julle dan nou op die YouTube kanaal sit. Adios, lekker aand. Baie dankie, lekker aand. Dankie julle, tada. Bye. Okay, bye bye almal.